Goeienaand almal. Dit is weer daardie tyd wat ons bymekaar kom, omdat die Here 'n afspraak met ons het. Kom, ons sluit die oë. Here, baie dankie vir hierdie geseënde Sabbatdag wat aangebreek het. Dankie Here, dat ons nou kan stil word in U heiligheid. Dankie dat U vir ons hierdie geskenk gegee het, om ons weer te herinner wie U is. Herskep ons, hernuwe ons in Jesus naam. Amen. Die gedeelte wat ek vanaand wil doen, is getiteld In die skoonheid van heiligheid. Gee aan die Here die eer wat sy naam toekom. Aanbid die Here in die skoonheid van heiligheid. Psalm 29 vers 2. Die oorvloedige lewe is die pragtige lewe, die heilige lewe, die keurigste kunswerke besit geen skoonheid wat kan vergelyk met die skoonheid van karakter nie, wat die vrug is van die Heilige Gees se werking in die siel. In die bediening van genesing, bladsy 37. Hierdie lieflikheid van karakter, hierdie skoonheid van heiligheid, besit ons nie natuurlik nie. As ons van Johannes, die geliefde disipel, praat, lees ons Johannes het nie die natuurlike, die lieflikheid van karakter besit, wat sy latere ervaring getoon het nie. Van nature het hy ernstige gebreke gehad. Hy was nie net trots, selfgeldend en ambisieus vir eer nie, maar ook onstuimig en wrokkig. Hy en sy broer se meer, die begeerte na wraak, die gees van kritiek, was alles in die geliefde disipel. Maar onder dit alles het die goddelike leermeester die vurige, opregte, liefdevolle hart onderskei. Jesus het sy selfsug bestraf, sy ambisies teleurgestel, sy geloof getoets, maar hy het aan hom geopenbaar waarna sy siel verlang het, die skoonheid van heiligheid, die transformerende krag van liefde. In die Handelinge van die Apostels, bladsy 540, ons verstaan te dikwels heiligheid verkeerd. Wat is heiligheid? Heiligheid is nie vervoering nie. Dit is 'n algehele oorgawe wat die wil aan die wil van God. Dit is om te leef volgens elke woord wat uit die mond van God kom. Dit is om die wil van ons hemelse Vader te doen. Dit is om getrou in beproewing, in duisternis, sowel as in die lig. Dit is om deur geloof te wandel en nie deur sug nie. Dit is om op God te vertrou met onvoorwaardelike vertroue en in sy liefde te rus. Ook in die Handelinge van Apostels, bladsy 51, heiligheid is 'n godsdienstige beginsel wat in aksie gestel word. Dit is geloof wat aan die werk gaan. Dit is liefde wat in gedrag geskep word. Toewyding wat mense met leiding help en opgaan in voorbinding tot die groot bron van alle goeie dinge. Mag God ons vandag help om die Here in die skoonheid van heiligheid te aanbid en sodoende aan hom die eer te gee wat sy naam toekom. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie geleentheid het. Here, om van elke woord te leef wat uit U woord gaan. Dankie dat ons U kan vertrou, stap vir stap. Dankie dat U vir ons hierdie Sabbatdag gegee het, Here, om ten eerstens na U toe te kom. U wat in heiligheid woon. U wat ons wil heilig maak. Here, mag ons gewillig wees, mag ons getrou wees, in Jesus naam bid ek dit. Amen.